1 Kronieke 16 vers 8 tot 14. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade, roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Israel, sy dienaar, nakomelinge van Jakob vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Vandag kom sê die Bybel dit vir ons so duidelik, loof die Here, roep hom aan. Dit is wat ek en jy moet doen, dit is wat ons elke dag moet doen. Ons moet die Here loof, ons moet hom aanroep. En nou is die vraag natuurlik, hoe doen ek dit? En hierdie gedeelte in 1 Kronieke gee vir ons die antwoord. Daar staan, vertel wat die Here God gedoen het. Met ander woorde, getuig van God se goedheid in jou lewe. Moenie stil bly as God jou gehelp het op een of ander manier nie. As God 'n gebed van jou beantwoord het, vertel vir die mense daarvan. Vertel vir jou kinders, vertel vir jou familie, vertel vir jou vriende, vertel vir jou werksmense wat God vir jou gedoen het in jou lewe, hoe hy vir jou deurgekom het. Dan staan daar ook, ons moet sing. Ons moet psalms sing, ons moet lofliedere sing tot eer van die Here. Ons moet sy naam groot maak met ons stemme, met ons sang. So moenie nalat om saam met ander gelowiges of op jou eie te sing nie. En dan kom ons by nog 'n belangrike manier waarop ons die Here moet loof, en dit is, ons moet bly wees. Dit is so maklik om swartgallig te raak, om die negatiewe raak te sien, maar die Here sê, ons moet hom loof, en dit beteken, ons moet bly wees vir al die genade wat ons so gratis verdiend uit sy hand ontvang. Dan staan daar ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het, soek jou hulp en beskerming by die Here, want ons het almal hulp nodig, ons het almal beskerming nodig. Ek weet nie van jou nie, maar ek het God se beskerming, ek het God se hulp nodig vandag. Daarom sê die gedeelte, spandeer tyd in God se teenwoordigheid, want dit is hoe jy sy hulp en sy beskerming soek. Gaan spandeer tyd saam met die Here, praat met hom, spandeer tyd om te luister, spit jou ore en vra vir die Here om deur sy gees en deur sy woord vandag met jou te praat. En dan nog 'n manier hoe ons sy hulp soek en die beskerming van die Here soek, is deur te dink aan die magtige dade wat hy gedoen het. En as jy nie op die oomblik kan dink aan magtige dade wat die Here in jou eie lewe gedoen het nie, dink aan die magtige dinge wat God in die Ou Testament gedoen het. In die Nuwe Testament, gaan lees en gaan kyk wat Jesus gedoen het. Lees weer die evangelies, al die wonderwerke wat hy gedoen het, hoe hy daar was vir mense, hoe hy mense gesond gemaak en gered het. Ja, dink aan sy magtige dade, want dis wat ons moet doen. Ons moet die Here loof, ons moet hom aanroep en ons moet hulp en beskerming by hom gaan soek. Here, ek kom loof U, ek maak U naam nou groot, want U is my God en U is my koning. Ek wil sing van U goedheid, ek wil vertel wat U gedoen het in my lewe. Help my om nie skaam te wees nie, maar help my om vandag te getuig van U grootheid, van U almag. Help my om bly te wees, sodat ander ook U blydskap en U vreugde in my lewe kan raak sien. En ek soek vandag U hulp en beskerming. Ek vra dat U my sal beskerm en ek weet U sal, want U is getrou. En help my om meer tyd saam met U te spandeer, sodat ek U stem kan hoor en aan U magtige dade kan dink. Dit bid ek alles in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen.